Goeienaand, Lewende Woord Centurion en almal wat saam met ons kyk na die woordskool. Welkom en welkom by ons aanlyn gemeente ouens. Julle is so welkom. Ons wil julle net weer eens nooi vir ons sonsopkomsdiens eerskomende Vrydagoggend by ons terrein, Lewende Woord Centurion, 6:00 die oggend. Na die tyd gaan ons piknik hou op die gras. Daar's 'n pretloop vir almal en die pretloop is net 2 kilometer, nee. Dis regtig 'n pretloop want dis pret om net 2 kilometer te hoef te stap. En dan, daar's boerewors kombo, so julle is welkom om die kerkkantoor te skakel om te bestel, maar ons gaan 'n wonderlike sonsopkomsdiens hê, en dan Sondagoggend in die auditorium is die gewone diens 9:00, en dan gaan daar ook 'n lekker verrassing wees. Wat wil jy sê van hierdie mooi prentjie agter ons? Ons is op dieselfde plek, nog steeds in ons studeerkamer, maar kyk wat het ons persent gekry. Wil jy vertel van dit? Ons het Johan Stein, wat een van ons gemeentelede is, maar in, waar bly hulle? In Simonstad. Nee, nie Simonstad, ek dink is in Vishoek. Maar in elk geval daar rond, en hulle kyk vir ons aanlyn, Johan en Annette, en Johan het hierdie vir ons geskilder. Hy was saam met ons op die see van... Hy was saam met ons op die see van Galilea, en het toe hierdie skildery vir ons geskilder oor die see van Galilea. Dis die en vir my en vir Dot persent gegee. Ons waardeer dit geweldig baie. Dis 'n massiewe groot persent. En ja, so ek het bietjie my kantoor geskuif en plek gemaak vir die mooi skildery, en sommer besluit om hierdie bietjie ons nuwe agtergrond te maak. Ons dogters was 'n mooi agtergrond, maar ek dink hierdie is tyd dat ons nou so ook 'n bietjie verandering het. So met die see van Galilea, wat vir my Dot altyd 'n besonderse mooi plek is. Dis daar waar ons altyd so 'n teenwoordigheid van die Here voel. Die 2 keer wat ek en jy al daar was daar spesiale teenwoordigheid van die Here op die see van Galilea, want ons besef altyd dis waar die Here geloop het, gewerk het. Hy fisies op daai see geloop, so wonderlik. Ja, kan jy sê 'n bietjie inzoom, of ek weet nie hoe werk? Ek dink jy kan dit mooi sien. Ek kan nie probeer inzoom of so iets nie. Ek dink jy kan dit mooi sien. Zoom maar in, hoor. Die prentjie die ons uitbaf. Want in elk geval, dis regtig mooi, en wat baie besonder is van hierdie see van Galilea, dit is regtig hoe dit lyk. En as jy die plek is daar op 'n boot, daar is nie, dis nie oral rondom die see van Galilea gebou en ontwikkel nie. So daai landscape wat jy sien van die see van Galilea, is dit waarna Jesus actually gekyk het. En dit is, hoeveel jaar terug was ons? Was dit 2 jaar of 3 jaar? Ek is 3 jaar terug, en seker omtrent 15 jaar terug. So ja. Ja, so dit was ook vir ons 'n besonderse hoogtepunt op daai toer, dat ons net gehoorship het op daai boot, en ek weet dat ons daar ook 'n ding voor die Here neergelê het, en regtig hom uitgeroep het oor, en hy het ons geantwoord rondom dit wat in ons hart was. So daai is regtig vir my 'n plek van, ek weet daai dag het die Here ons gehoor, ons om iets te vra het. So dis baie kosbaar. So wat vir my so mooi is hier's 'n bietjie 'n rowwe see aan die voorkant, en agtertoe raak die see kalm. En dis eintlik so profeties van wat in ons lewe gebeur het, die goed waarvoor ons gebid het in daai tyd, toe ons op die see van Galilea was dit 'n rowwe see, en nou begin dit kalm raak. So elke keer as ek na hierdie prentjie kyk, is daar 'n paar goed wat ek raak sien. Dis so mooi. Ja, eintlik elke keer as ons daarna kyk, is dit iets nuuts. Maar ek weet ons sit nou by die woord. Kom ons begin saam. Ons is by 1 Korintiërs hoofstuk 7. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons goed is. Dankie vir U liefde en U genade. Here, dankie dat U die storm stil gemaak het op die see van Galilea. En toe U daar gestap het U in 'n storm ingestap en mense kalmeer, meer as 1 keer. En Here, dankie dat U in ons lewensstorms ook kalmte en rustigheid bring. Ons eer U, Jesus. Amen. Amen. Tot ons is by 1 Korintiërs hoofstuk 7. Paulus is besig om met hierdie gemeente in 'n baie teer oomblik van die huwelik
in te tree en oor die huwelik te begin praat uit oor heiligmaking en oor toegewydheid aan en assante goed wat hy noem. Maar kom ons lees hoofstuk 7 van 1 Korintiërs. Verder het met verwysing na waaroor julle geskryf het. Met ander woorde, hier is 'n nuwe hoofstuk, 'n nuwe onderwerp wat maar kom ek praat met julle oor iets wat julle ook na verwys het. So, hulle het iets oor die huwelik in hulle brief aan Paulus gevra. Nou sê hy, dit is goed vir 'n man om nie met 'n vrou omgang te hê nie. Maar om onsedelikheid te voorkom, laat elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. Laat die man sy huwelik teenoor sy vrou nakom en net so die vrou teenoor haar man. Die getroude vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, maar haar man wel. Net so het die man ook nie seggenskap oor sy eie liggaam nie, maar sy vrou wel. Moet julle nie van mekaar weerhou nie, behalwe as julle ooreenkom om dit vir 'n tyd lank te doen as julle aan gebed te kan wy. En kom dan weer by mekaar, sodat Satan julle nie verlei as gevolg van julle gebrek aan selfbeheersing nie. Dit sê ek as toegewing, nie as voorskrif nie. Toegewing, nie as voorskrif nie. Hierdie is goeie raad. Nou sê ek wens alle mense kon soos ek wees, sê Paulus, maar elkeen het 'n eie gawe van God ontvang. Die een dit en die ander een iets anders. Vir die ongetroudes en weduwees sê ek dat dit vir julle goed is om ook soos ek te bly. Maar as hulle nie self kan beheer nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. So, Paulus begin oor die huwelik gesels, en dan bring hy konteks van waar hy staan en oor die huwelik raad gee. Hy gee goddelike raad oor die huwelik, hy gee gees-geïnspireerde raad, wat ek seker is, hy en met die Here al deurgestooi het in sy opleiding, maar hy begin deur te sê, hy is nie getroud nie. Paulus is nie getroud nie. Jy moet dit in ag neem. En dan sê hy, en later gaan hy weer daarna toe in hierdie hoofstuk, dat hy sê dat hy beskou dit as 'n gawe vir iemand om jou toegewyd aan die Here te kan wy alleen. En nie jou aandag te moet verdeel met 'n vrou met 'n man nie, en jy nie jou aandag nog boonop seker oor met kinders en 'n huishouding moet verdeel. En hy praat aan die einde van hoofstuk 7, sal daarby kom, maar Paulus begin oor die huwelik praat, en ek en jy moet besef dat Paulus as 'n ongetroude sekere perspektief het en sekere goed sien. Ek wil dit sê, en ek wil die dapperheid en die manne moet hê om te sê, ek stem nie altyd saam met Paulus nie. Ek weet wat Paulus sê, en ek besef sy perspektief van waar hy sê. Ek dink die voordeel van getroud wees is weer aan die ander kant, dat daar iets is van intimiteit en verhouding wat jy op 'n ander vlak besef, wat vir my 'n vriendskap, my en jou se vriendskap, se intimiteit se mekaar, is ook vir my iets waarin ek die Here sien en ontdek. Die hele feit dat ons getroud is en binne in ons huwelik kinders het ek vaderskap op 'n ander manier ontdek. So, hoor wat Paulus sê, die voordeel van alleen wees, maar ek dink daar's ook voordele om getroud te wees en voordele om kinders te hê. Dit gesê, dink ek, moet ons sê, wat Paulus probeer sê is, wat jy is, celebrate dit. As jy single is, moenie daarteen skop die hele tyd nie. Sê ook vir die Here, Here, dankie, ek besef daar's 'n waarde daarin om alleen te wees, en daar is 'n waarde daarin om alleen toegewyd met u getroud te wees, in die tyd wat jy single is,
dalk voordat jy getroud is, dalk is jy 'n weduwee of 'n weduwnaar, dalk is jy 'n persoon wat sê, hoor jy, ek voel in my hart soos Paulus dat ek 'n gawe het om nie te trou nie. Maar wanneer jy getroud is, geniet dit ook, celebrate dit ook. Moenie dink, wag, dis beter om alleen te wees as om getroud te wees nie. Nee, die Here het julle saamgevoeg en geniet dit. So, ek wil net daai perspektief gee, en sê van my perspektief se kant, as stem ek nie noodwendig saam met Paulus nie, ek geniet die getroude lewe geweldig baie. Ek is so bly, ek is met jou getroud. Ja. So hy sê, verder met verwysing na waaroor jy geskryf het, ek lees weer vanaf vers 1, dis goed vir 'n man om nie met 'n vrou omgang te hê nie, 'n seksuele verhouding te hê nie, dis beter, so sê hy praat eintlik hier en verder in die hoofstuk van fokus, nê, toegewydheid, en hy sê, maar om in onsedelikheid te voorkom, laat elke man sy eie vrou hê, en elke vrou haar eie man. Nou sê hy, moenie alleen bly en alleen wees, maar rondslaap nie. Ja. Dis nie eties korrek nie, dis nie reg nie, leef nog steeds reg voor die Here. Een man met een vrou. Ja. Een vrou met een man. Nie een man met een man nie een vrou met een vrou nie. Paulus maak baie duidelik hier, en in die lig van 'n klomp ander skrifte wat saam die skrif ondersteun, kan ek nie 'n homoseksuele verhouding goedkeur of sien dat dit Bybels korrek is nie. Ek kan 'n buite-egtelike verhouding, voorhuwelikse verhouding, seksuele verhouding goedkeur enigsins nie. Daarmee saam wil ek vinnig sê, want ek het Sondag ook so 'n bietjie daarin geraak, en ek besef ek trap op tone as ek dit sê, maar 'n saambly verhouding, as gevolg van finansies, as gevolg van omstandighede, as gevolg van enige iets wat die verskoning mag wees, saambly verhouding is verkeerd. As jy nie getroud is nie, is jy nie veronderstel om saam met 'n persoon te bly nie. Nou, ek kry dit baie wat mense vir my sê, luister, ek en hierdie meisie bly saam, ons is nie getroud nie, maar daar's nie 'n seksuele verhouding tussen ons nie. Ons is verlief op mekaar, ons is romanties betrokke by mekaar, maar daar's nie 'n seksuele verhouding nie. En dan sê ek vir jou, dit maak nie saak nie. Jy kan dit nog steeds nie doen nie. Want in die wêreld se oë en in almal se gedagtes is die persoon saam met wie jy eendag alleen in 'n huis bly, het julle 'n seksuele verhouding. En dan sê jy, maar ek het nie 'n seksuele, maar dis ongelukkig nie die boodskap wat jy uitdra nie. Dis ongelukkig nie die getuienis wat jy lewer nie. En daarom, Paulus sê op 'n stadium, hoe sê hy dit in Afrikaans? Hy sê, be above reproach. Wees bo verdenking. Nou kom ek sê vir jou, wanneer jy alleen gaan vakansie hou saam met jou girlfriend, en jy sê, maar daar's nie 'n seksuele verhouding, ons het net alleen gaan vakansie, dan is daar verdenking. Jy leef nie bo dan bo verdenking nie. En ek moes al 'n paar jong mense daaroor vasvat, en dan is hulle baie kwaad vir my. Dan sê ek, sorry, maar ek glo nie dit nie. En by the way, ek weet nie of is dit net ek nie, maar ek's 'n man, om alleen saam met 'n vrou te bly, en boonop nog te sê, hoor jy, ons slaap in dieselfde bed, maar daar gebeur niks. Ja, sure buddy. Sorry, dis, ek het altyd so 'n ding gehad wat ek gesê het van, daar's 'n paar goed, nou dit was lank terug, as iemand vir jou sê, die cheque is in die pos, en ons lê net langs mekaar op dieselfde bed, daar gebeur niks. Al twee van daai groot vraagteken, ek glo jy nie. Nou, dis nie bo verdenking nie, skus man, maar ons is groot, ons verstaan hoe hormone werk. So, ouens, jy doen dit nie, jy leef nie. Ek het met my dogters hieroor gepraat, en vir my dogters gesê, jy gaan nooit alleen saam met 'n ou met vakansie nie. Ry jy af see toe en jy moet ergens oorslaap, gaan slaap jy maar by familie in Bloemfontein. En hy slaap in sy een kamer en jy slaap in jou kamer. Ek en jy het PE toe gery een keer, voor die res van die familie kon kom, en ons het by jou oom gaan slaap.
ek in een kamer en jy in 'n ander kamer. Ons het baie moeite gedoen om selfs iemand saam te vat op 'n stadium sodat ons nie alleen was nie. Dit was vir my so mooi. Ons het familie ook, Eugene en John Marie wat in die bediening is in Doxa en op 'n stadium wou hulle bietjie met vakansie gaan en toe vat hulle ons dogters saam sodat hulle nie alleen is nie. En dis waar ons glo, ouens, dis ons waarde. Dis wat ons vir onsself sê. Luister, ons gaan bo verdenking wees. Ons gaan nie kompromie aangaan met heiligheid en reg en die getuienis wat ons lewer nie. Verstaan? Dis dieselfde ding om met 'n ander getroude vrou saam in 'n kamer te gaan bly. Verstaan? Stel jouself voor, jy gaan met jou sekretaresse op 'n besigheidstrip en jy sê, man, om geld te bespaar, gaan ons 'n kamer hier, een kamer, een dubbelbed en ons twee gaan langs mekaar lê, maar dan gaan niks gebeur. Gaan jou vrou vir jou sê dis shop, dis alright so. Gaan haar man sê dis shop, dis alright so. Nee. So jy sê dis alright. Nee, dis net nie aanvaarbaar nie. Dis nie eers wat jy dink nie. Nou as ons daai scenario vat van jy en jou sekretaresse gaan op 'n besigheidstrip saam, julle slaap saam op die dubbelbed, maar niks gaan gebeur nie. Dan gaan ek vir jou sê, as jou vrou of haar man dit nie eers gaan toelaat nie. Hoekom nie? Want ons almal is mense. Dis net nie eties reg nie. Dis nie moreel reg. Okay, so kom ons sê dit vir mekaar. Wanneer jong paartjies na my toe kom en sê ons slaap saam maar daar gebeur niks, dan so vers 3 sê laat die man sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so die vrou teenoor haar man. Die huwelikspligte dink ek gaan veral hier oor die seksuele, maar ek dink ook dit gaan oor die verantwoordelikhede wat die twee teenoor mekaar het van beskerming en versorging. 'n Man moet beskerm en voorsien, 'n vrou moet versorg. En ek dink dis deel van die huwelikspligte saam met die seksuele. En dan sê hy die getroude vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, maar haar man wel. Net so die man ook nie seggenskap oor sy eie liggaam nie, maar die vrou wel. Maar waar gaan hierdie? Dit beteken dat jy nie kan sê, ekskuus, daar gaan nie 'n seksuele verhouding wees nie, want my liggaam is my liggaam en jou liggaam is jou liggaam. Hy sê sodra jy in die huwelik begin betrokke raak, dan is jou liggaam ook myne en my liggaam is ook joune. En dan praat hy verder, dan sê julle moet mekaar nie weier nie, moenie die seksuele van mekaar weerhou nie. En dis wat hy probeer sê is, jy kan nie net sê, skus my, jy raak nie aan my nie. En ek wil dit verder trek, ek weet nie of jy kan onthou nie, ons het so 'n ding gehad oor ons dogters met tatoeëermerke, onthou jy? O ja. En toe sê ek vir ons dogters, op grond van hierdie skrif, ons het gepraat met ons dogters in hulle tienerfase, vroeë 20's, en met hulle gepraat oor tatoeëermerke, en toe op 'n stadium vir hulle gesê, indien hulle 'n tatoeëermerk sou wou kry, moet hulle net weet, dat hulle liggaam eendag aan hulle toekomstige man behoort. So ek as hulle pa, wat hulle geestelike autoriteit op daardie stadium is, gee hulle nie nou die reg om 'n tatoeëermerk te hê op hulle lyf nie, want ek wil hulle toekomstige mans respekteer. Indien hulle toekomstige mans eendag, want hulle liggame, hulle fisiese liggame, gaan ook aan hulle mans behoort. Vir my gaan dit oor higiëne, oor skoonheid, oor versorging, oor alles, gesondheid, alles. Daar's 'n verantwoordelikheid wat ons teenoor mekaar het. Ek moet my liggaam skoon, reg, gesond hou vir jou onthaalwe. En jy moet jou liggaam skoon, reg, gesond hou vir my onthaalwe. Dit praat oor die seksuele, maar dit praat ook oor versorging. Dit praat ook oor saamwees. Ons het nou onlangs gevalle gesien waar mense sê, man, ek het my bediening, jy het jou bediening, en ek gaan jou nie bedien in jou bediening nie, en ek gaan jou nie help in jou bediening nie. En ek dink, daai kan nie werk nie. Ons is saam in
in mekaar se lewe ingevleg, in mekaar se verantwoordelikhede ingevleg. En daarom het ons toe vir die kinders gesê, as jou man eendag sê, ja, jy kan 'n tatoeëermerk kry, dan mag jy 'n tatoeëermerk kry, maar dis jou man se prerogatief. Wat my aan betref, toe jy 'n kind was, het ek gesê, nee, nou dat jy 'n groot persoon is, wil ek jou vra om hierdie skrif te eer en te wag dat jou man, wat jou liggaam voor verantwoordelik gaan wees, en gaan lief wees ook vir jou liggaam. Ons praat altyd daarvoor. Is lief vir jou lyf, en jy sê altyd, maar ek is lief vir jou lyf ook. Ons is gees, siel en liggaam. Ja, en ons is mekaar se maatjies en ons hou van mekaar se wil en intellek en ek hou daarvan om teen jou skaak te speel en ek hou daarvan om met jou te redeneer. Ek wen omtrent nooit, maar maar die feit van die saak is, ons is vriende, ons behoort aan mekaar, maar die liggaam behoort ook aan mekaar. En ek dink daar's 'n ding van privaatheid, daar's 'n ding van higiëne en al daai goeders, né? Ek wil daai komplekse situasie sonder om in detail in te gaan. Maar ek wil sê, ouens, Dot kan nie 'n tatoeëermerk kry nie, dankie tog, ek dink nie sy sal nie, maar sy gaan nie 'n tatoeëermerk kry of 'n ding in haar ore inskiet of haar hare snaaks maak nie. Sy weet hoe hou ek van haar hare. Ek het my hare op 'n stadium op 'n manier gesny en toe sê sy vir my, ek hou nie daarvan. Moet dit asseblief nie so doen nie. Daar's goed wat ek met my liggaam doen om haar te respekteer. En daar's goed wat sy gelukkig ook doen om my te respekteer. En ons twee, of dit nou hare is, en of dit nou oorbelle is, en of dit nou klere is, Dot weet, daar's sekere kleurrasie waarvan ek nie hou nie. En ons moet ooreenstem met mekaar, dat ons mekaar respekteer, en wat ons aantrek, en hoe ons lyk, en hoe ons higiëne is, en hoe ons gesondheid is, al hierdie goed, né? Ons behoort aan mekaar. Maak dit vir jou sin? Ja, maar ek dink ek moet dan net op die lig sê, ek dra nie oorbelle nie. Nie omdat jy nie hou van oorbelle nie, want ek weet daar's mense wat ook 'n ding het oor oorbelle. Maar ek sal hou eintlik van oorbelle aan jou, maar jy hou nie van oorbelle. Ja, ek hou van oorbelle. My ore is net so allergies dat ek dit 5 minute in, dan swel my ore op. So ek het nou moet opgegee met al die produkte in die land wat daarteen help. So dit is vir my mooi. Ek kan dit nie dra nie. Ek het allergies. Maar daar's klein goedjies waaroor ons praat, en ek dink huwelikspaartjies behoort te praat oor grimering en hare en goed. Ek hou daarvan as tot mooi gegrimeer is. Dis vir my mooi. Ek hou daarvan as haar hare op 'n sekere manier is. Daar's sekere goed wat vrouens met hulle hare aanvang waarvan ek nie hou nie, en ek het vir Dot gevra, asseblief moenie dit met jou hare doen nie. Ek dink dis daai ding. Maar in die lig van wat Paulus besig is om te sê, gaan dit ook oor die seksuele. Ek kan nie sê, luister, moenie aan my vat nie, my liggaam behoort nie aan jou nie. Jy is besig om te sê, wanneer ons in die seksuele saam is jou liggaam myne en my liggaam joune. Natuurlik met uiterse respek, 'n geweldige privaatheid en eksklusiwiteit en reinheid voor die Here. Is daar 'n mooi seksuele commitment aan mekaar, wil ek sê. Yes. Okay, so ek dink dis wat Paulus hier sê, en dan begin hy praat net in vers 5 van dat mense hulle liggame van mekaar weerhou, en die weerhouding van die liggaam gaan oor 'n vastydperk waarin jy is. En 'n vastydperk is daar dalk vir verskillende redes 'n weerhouding van die seksuele. En jy onthou, daar was 'n tyd wat ek lank gevas het, wat ek nie krag meer oor gehad het om my dogtertjies, toe was hulle klein, op te kon tel nie. En in daai tyd was ek geweldig selfbewus oor hoe ek gestink het. As jy 'n bietjie lank vas, dan stink jy, dan begin jou liggaam detox. En jy het op 'n stadium vir my gesê, my hare ruik sleg. En
En dis dan goed om so 'n bietjie 'n afstand van mekaar te hou, maar dan sê die skrif net vir 'n tyd, dan moet jy weer by mekaar kom. So, hy sê dit sê ek as toegewing nie as voorskrif nie. Paulus is besig om want later gaan hy sê hierdie is ek nou nie, dis nie meer 'n toegewing nie, hierdie is nou 'n voorskrif van die Here af. So hy's nou besig om goeie raad te gee, nê? En dan sê hy ek wens alle mense kon soos ek wees, alleenloper. Elkeen het 'n gawe van God ontvang. Die een is dit en die ander een iets anders. Hy beskou sy enkelskap as 'n gawe en ek wil vir elkeen sê wat alleen is, nog nie getroud is nie of weewenaar of 'n weduwee, beskou jou huweliksstatus op die oomblik as 'n gawe wat jy het. Ek beskou my getroud wees as 'n gawe. As jy enkellopend is, beskou dit as 'n gawe. Moenie die heeltyd daarteen skop en die heeltyd daaroor kwaad wees nie. Geniet ook die toestand waarin jy op die oomblik is en sê dis 'n gawe. Ek gaan dit saam met die Here geniet. En dan sê hy vers 9, maar as julle nie julleself kan beheer nie, laat julle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. Moenie in seksuele onrein goed wees, want jy wil eintlik getroud wees nie. Maar dan wil jy nie vir 'n vrou ja sê nie, maar dan is daar seksuele onreinheid. Paulus is besig om te sê, man, wees net gebalanseerd in jou lewe. Wees normaal. Ek dink dis wat Paulus ook besig is om te sê. So, geweldige interessante stuk, geweldige moeilike, kontroversiële stuk as Paulus oor die seksuele begin praat. Nou gaan hy oor egskeiding begin praat volgende week. Is nogal 'n lekker moeilike gedeelte om deur te trap. Maar ek dink ek en jy moet vir mekaar sê wat Paulus probeer sê is in die hele hoofstuk 7 wat ons nog verder gaan behandel is. Jesus is ons bruidegom, ons is sy bruid. Hy wil die intimiteit, die spesiaalheid, die feit dat Jesus aan ons behoort, maar ons is sy liggaam, kom uitbeeld deur die huwelik. En daarom is die seksuele, die liefde tussen 'n man en 'n vrou, die liefde vir mekaar se liggame, die respek wat hulle vir mekaar het, 'n getuienis van wat die bruidegom Jesus ook met ons wil hê. So, wil julle daarmee aanmoedig. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons net so, as ons aan die seksuele dink, en ons dink aan die huwelik, en ons dink aan intimiteit met U, Here, dan wil ons U dankie sê dat U vir ons fisies kom laat ervaar het. Here, wat dit beteken om aan iemand in 'n verhouding eksklusief in besonder verbind te wees. En Here, dankie dat daai geestelike koneksie, U sê in Korintiërs, die fisiese gaan die geestelike vooraf. Ons moet baie keer goed fisies ervaar, soos die nagmaal wat ons proe en voel, voordat ons die geestelike implikasie daarvan kan beleef. Here, dankie vir dit. Dankie dat ons dit kan ervaar en beleef wat intimiteit is. En ons eer U, dat U ons wil ken intiem. Ons eer U, Jesus. Amen. Amen. As ek praat van die goed ervaar, dan dink ek aan die sonsopkomsdiens, dat ons 'n bietjie in besonder nuwe lewe, nuwe begin, die son wat opkom, ervaar Vrydagoggend op Goeie Vrydag, dat die Here ons in 'n nuwe seisoen invat, vir jou in 'n nuwe seisoen invat. Moenie die sonsopkomsdiens saam met ons mis, Vrydagoggend 6:00 nie, en ek dink dit gaan 'n besonderse tyd wees. Ek sien baie uit daarna. Wat moet die mense saambring? Kampstoele? Ja, en kombersies, maar jy moet kyk op die app. Ja. Dan die app, al die info is daarop. Ek dink ons gaan 'n fantastiese tyd saam hê. Sien jou Vrydagoggend. Yes.